Dis sielskoffietyd. Een mamma se liefde vir haar kinders is die naaste aan Jesus se liefde vir ons as sy kinders. Dis onvoorwaardelik, vol genade en vol vergifnis. Van die oomblik wat 'n mamma haar baba binne in haar voel, is haar hart verower deur daardie klein mensie. Die geboorteproses is uiters pynlik en seer. Maar dit is als vergete die oomblik wanneer daardie lyfie in haar arms geplaas word. Sy is nou 'n mamma en sy versorg daardie baba lyfie met soveel liefde en omgee. Jare gaan verby en ten spyte van uitdagings om kinders groot te maak met wysheid, omgee en soms ook met beperkte finansies, bly 'n mamma se hart vol liefde vir haar kinders. Maak nie saak hoeveel keer hulle haar seer maak nie. Wanneer kinders die huis verlaat, gaan studeer, oor see gaan werk of trou, gaan 'n mamma se hart saam. Sal hulle oukei wees? Wat as dit of dat gebeur? Moet ek nie maar? En ek weet nou nie of hulle sal regkom nie. Is alles vrae wat in 'n moeder se hart kom lê. Soms maak dit ons angstig en bevrees en selfs siek van bekommernis oor ons kinders wat in hierdie wye wêreld ingestuur word. Party mammas regverdig hierdie tipe bekommernis met liefde, want as hulle dan nou nie bekommerd is oor die kinders nie, dan voel hulle skuldig. Ek was ook eens op 'n tyd een van hierdie bekommerde mammas, totdat die Heilige Gees my eendag kom wys het hoe om hierdie situasie te hanteer. Jy sien, ek en jy word deur God gekies om die mamma van Annie of Altus te wees. Maak nie saak wat gebeur nie. Daarom is jy die beste mamma vir daardie kind en vertrou Vader jou om hom of haar groot te maak, te versorg en te leer. Wat ek en jy as mammas nie altyd besef nie, is dat ek en jy gekies is om ons kinders so goed moontlik voor te berei, om eendag in hierdie wêreld te kan funksioneer as volwasse kinders van God. Ons kinders is slegs vir ons geleen vir 'n tydperk om naby ons te kan hou. Daarna moet ons hulle laat gaan. Dan word ek en jy toeskouers van hoe goed ons kinders voorberei het om as volwassenes te kan funksioneer. 'n Mamma moet stil bly en jou kinders toelaat om hulle eie foute te maak en daaruit te leer. Ja, jy het nog jou opinie, maar slegs indien hulle daarvoor vra, kan jy dit gee. Dis moeilik. En dit help nie om slapelose nagte te hê oor hulle veiligheid nie, want dit gaan jou nêrens bring nie. Vrees en bekommernisse is soos 'n wiegstoel. Jy wieg heen en weer, maar jy kom nêrens nie. Dis toe dat die Heilige Gees die volgende openbaring in my hart kom lê. Ons kinders is eerste God se kinders, voordat hulle aan ons toevertrou word. En wanneer dit tyd raak om ons kinders te laat gaan, verander ons ouerskap in kniewerk. Bid gereeld vir elkeen van jou kinders. Vra dat God hulle sal bewaak en beskerm met die bloed van Jesus Christus, oral waar hulle gaan.
En dan herinner jouself dat jou kinders eerste God se kinders is en dat hy altyd na sy kinders sal omsien en hulle sal beskerm. Vandag was weer een van daardie dae waar ek myself daaraan moes herinner toe ek een van my spruite moes laat gaan. Daarom wil ek jou as medemamma net weer aanmoedig om jou kind in Vader se sorg te laat en Vader te vertrou met jou kosbaarste geskenk. Liefde, tot volgende keer.